Ek is Dominee Annie Bischoff en in ons 5de oordeenking uit die boek Nahum luister ons na hoofstuk 2 verse 1 en 2 en dan ook verse 8 tot 10. 'n Verwoester trek teen jou op. Bewaak die vesting, kyk uit langs die weg, versterk die lendene, versterk jou met alle mag. Want die Here herstel die heerlikheid van Jakob, net soos die heerlikheid van Israel. Want plunderaars het hulle geplunder en hulle wingerdlote verniel. En Ninive is soos 'n vywer van waters al die dae van haar bestaan. Maar hulle loop weg. Staan tog, staan. Maar daar is niemand wat omdraai nie. Roof silwer, roof goud. En onuitputlik is die voorraad, 'n rykdom van allerlei kosbare dinge. Leegheid, ontlediging, vernieling. En die hart versmelt en knieë wankel. En in al die lendene is krampe. En die aangesig van hulle almal word bleek. Waar vind 'n mens troos en vrede? In onsekere tye vra ons dikwels, waar kan ek rus vind? En die wêreld gee vir ons baie antwoorde op hierdie tipe vrae. Dit sê, as jy genoeg geld het, dan sal jy veilig wees. Of as jy genoeg mag of invloed het, hoef jy nie bang te wees nie. As jy die regte mense in beheer kry, dan sal alles regkom. Maar Nahum wys vir ons vandag dat al hierdie tipe dinge net soos Ninive is, op die oog af indrukwekkend, maar uiteindelik leeg en broos. Ninive was die magtigste stad van haar tyd, ryk, goed versterk, gevrees deur almal. Dit het gelyk asof haar boodskap van mag en voorspoed die ware evangelie was. En tog roep God deur sy profeet, kyk hoe val die groot stad. Die valse evangelie word ontmasker en hiermee leer die Here ons vandag waar troos nie gevind kan word nie, maar ook waar dit wel te vind is. Die Assiriërs het hulle troos in mag en geweld en rykdom en politieke vernuf gesoek en vir meer as 'n eeu lank het dit gewerk. Niemand kon voor hulle standhou nie. Opstand is wreed onderdruk, volke is ontwortel, vrees het stabiliteit gebring. Ninive het soos 'n leeukuil geword, 'n plek waar krag en wreedheid regeer. Hulle rykdom het gegroei deur die skatte van verowerde lande wat opgegaar is. Hulle het die stad met kanale en dik mure beskerm. Die stad het oninneembaar gelyk. En tog waarsku die Here hulle, 'n verwoester trek teen jou op. Doen alles wat julle kan, sê hy, om julle te beveilig, maar dit sal te vergeefs wees. Wanneer God se oordeel kom, help geen vesting nie, geen dik mure nie. En dan beskryf Nahum in die res van hierdie hoofstuk hoe die stad val, die vyand wat nader storm, maar uiteindelik lei dieselfde water wat hulle as veiligheid probeer gebruik het, lei dit tot hulle ondergang. Die oninneembare stad word oopgebreek, haar rykdom weggevoer, haar mag vernietig, daar bly niks oor nie. Alles waarop hulle getrou het, of vertrou het, het hulle net mooi niks gebaat nie. Dinge soos hulle rykdom en die dik mure van die stad, het vir 'n tyd lank die illusie van veiligheid geskep, maar dit kon nie hou nie. En vriende, dit is steeds dieselfde tipe evangelie wat die wêreld aan ons verkondig. Dit beloof dat ons troos en rus sal vind deur dinge soos besittings en prestasie, erkenning, plesier. Maar niks van hierdie dinge is standvastig nie. Dit wat vandag blink, is môre verouderd. Wat vandag plesier verskaf, verander môre in leegheid. As ons hierdie dinge ons vesting maak, dan staan ons reeds tussen die pynhope, al sien ons dit dalk nog nie. Die Here waarsku ons, hierdie valse evangelie is nutteloos, dit kan nie red nie. Dit kan nie blywende troos gee nie. So waar vind ons dan ware troos? Alleen by die Here. God kyk nie na uiterlike mag of sukses nie, hy kyk na die hart. Hy oordeel regverdig en sonder aanneming van die persoon, en hy begin reeds in hierdie lewe om die leegheid van die sonde te ontbloot. Ja, soms gee hy mense aan hulle eie begeertes oor, sodat die gevolge van hulle sonde sigbaar kan word. Maar uiteindelik wag daar ook 'n finale oordeel, wanneer alle boosheid vernietig sal word. Die val van Ninive dien as 'n heenwysing na daardie dag.
En tog is hierdie oordeel vir God se volk nie net 'n bedreiging nie, maar ook 'n troos. Nahum kan daarom sê, die Here herstel die heerlikheid van Jakob. God se oordeel oor die bose bring verlossing vir sy kinders. Die groot troos van die evangelie is dit: die regter het ook middelaar geword. Die enigste manier om die oordeel vry te spring, is om die verwoester nou reeds as jou verlosser te ken. Die een wat kom as regter om te oordeel en te vernietig, is die een wat ons oordeel gedra het. Wie in hom glo, kom nie meer onder die oordeel nie, maar ontvang die vryspraak en nuwe lewe van die Here. Daarom is ons toekoms nie afhanklik van geld en mag en stabiliteit nie. Sulke dinge kan in 'n oogwink verbrokkel, ons weet dit. Ons troos is vas en seker in Jesus Christus. Selfs ons eie sonde hoef ons nie vas te vang nie, want in hom is daar volkome vergifnis en ook bevryding daarvan. So waar vind ons troos in hierdie lewe? Nie in die vestings van hierdie wêreld nie, maar in die Here alleen. Alles wat die wêreld bied is tydelik en broos. Christus se oorwinning is finaal en ewig. Hy het reeds oorwin en hy regeer. Daarom hoef ons nie moedeloos te word wanneer boosheid onoorwinlik lyk nie. Ons kan weet, dit is 'n illusie. Die waarheid is dat Christus self sy kerk in stand hou. Hy sal herstel, hy sal ook oordeel. Hy sal sy kinders veilig by hom bring. Hou daarom vas aan hierdie troos. Ons lewens en ons toekoms is in Christus Jesus veilig en vas. Kom ons bid saam. Here onse God, ons bely dat ons dikwels ons troos in allerhande aardse dinge soek. Leer ons om die leegheid van die wêreld raak te sien en ons hoop alleen op U te stel. Amen.